Rachel Knight, 'n Afrika-Amerikaanse Adventiste sendeling, was 'n verpleegster, onderwyseres, kolporteur, Bybelwerker en konferensiedirekteur. Almal het haar geken as Anna en sy was in 1874 in Mississippi gebore. Haar pa, 'n wit boer, het in die burgeroorlog as 'n rebellesoldaat geveg. Haar ma was 'n gewese slavin. Sy en haar groot uitgebreide familie het in 'n eenkamer slawehuis gebly. As gevolg van haar ras kon Anna nie skool toe gaan nie. Sy het boeke by haar wit niggies en neefies geruil en so geleer om te lees en te skryf. Sy het hulle met hulle werk gehelp in ruil vir skoollesse. Eendag het 'n Adventiste koppeteer by hulle huis aangeklop. Anna het Bybellesse gekoop en die volgende 6 maande versigtig dit met die Bybel vergelyk. Sy het Jesus leer liefkry en besluit om by die 7de dag Adventiste kerk aan te sluit. Die naaste kerk was omtrent 650 km ver, maar Anna was vasberade om te gaan. Vir haar treinkaartjie het sy 'n halwe bal katoen, haar aandeel in die jaar se oes, verkoop. Op 'n koue reënerige dag in Desember is sy in die see in die baai gedoop. 'n Vriendelike paartjie het haar in hulle huis ingeneem en gereël dat sy Adventiste skole kon bywoon. In 1898 het sy 'n verpleegingsgraad aan die Battle Creek Sanitarium verwerf. Sy is terug Mississippi toe, waar sy 'n sendingskool begin bedryf het. In 1901 vra Dr. Kellogg, bestuurder van die Battle Creek Sanitarium, haar om daardie jaar as amptelike verteenwoordiger by die wêreldkonferensie sessie te dien, om selfonderhoudende mediese sendingwerk van die sanitarium se gradiandi te verteenwoordig. Daaraan vaar sy 'n beroep as sendeling na Indië en sy word die eerste swart vroue sendeling van die 7de dag Adventiste kerk en die eerste in Indië deur enige kerkgenootskap. Knight werk aanvanklik as 'n verpleegster by 'n sanitarium in Calcutta. Toe word sy na 'n sendingstasie in Karmatar oorgeplaas. Daar was 'n skool, weeshuis, apteek en drukpers. Sy het Bybel en Engels gegee en was die skoolverpleegster. Sy het gou agtergekom dat die mense daar 'n tekort aan vars groente gehad het. Toe leer sy die kinders hoe om tuin te maak. Baie gou het die skool 'n wonderlike oes gehad. Gedurende haar 6,5 jaar in Indië, het sy ook 'n koppeteer en Bybelwerkster geword en die Hindi taal geleer. Sy het die slegte nuus ontvang dat die skool wat sy in Mississippi gestig het, afgebrand het. Toe keer sy terug na die VSA om dit te hervestig. Daarna aanvaar sy 'n beroep na Atlanta, Georgia as Bybelwerkster en om die mediese sendingwerk tussen die swart Amerikaners in die suide te vestig. Sy het 'n gemiddeld van 500 Bybellesings per jaar gegee en baie het die Adventiste boodskap aanvaar. Knight werk later vir die Suidoos-Unie Konferensie en Suider-Unie Konferensie, waar sy baanbrekerswerk vir die swart gemeenskap doen. Sy was die mede-sekretaris vir die departemente van opvoedkunde, tuissending, strewers, sabbatskool by die Suider-Unie Konferensie. Tydens haar laaste lewensjaar op 98 was sy die president van die National Colored Teachers Association. Knight het reg deur haar lewe noukeurig rekord gehou. In haar autobiografie Mississippi Girl som sy haar werk sedert 1911 op. Ek het 9388 vergaderings gehou en 11744 sendingbesoeke gedoen. Vir my werk moes ek 48918 briewe skryf en 890.000 km ver reis om by afsprake te kom. As u belangstel in ander baanbrekersverhale, besoek gerus die Encyclopedia of Seventh-day Adventist by encyclopedia.adventist.org.